Goeiedag kykers, welkom by nog 'n lekker exciting program en baie dankie dat julle vandag saam met ons kuier, want vandag gaan 'n interessante een wees. Vir die hoofrede, ek het hierdie nog nooit in my lewe gemaak nie. Ek het dit toevallig op TikTok raak gesien en toe dink ek by myself, dit lyk lekker. So ons gaan kyk hoe dit uitkom en hoe dit proe. So kuier daar saam met ons vandag waar ons so bietjie gaan kos maak en net so bietjie geestelik met mekaar gaan praat om te sê, hoor hierso, partykeer raak dit taaf, partykeer is dit moeilik, maar die eindbestemming is die moeite werd. Kuier saam met ons. Dit is 'n eie pasta gereg en dit vat 'n rukkie om te maak. Hier agter het ek al klaar die pot aan die kook, want ek dink nou nie vir die volgende paar ure wil julle hierso staan en luister hoe ek met julle gesels nie. So ons moet dit so vinnig moontlik maak. Nou stap 1, jy vat 'n ei. Inteendeel, jy vat 6 eie. So net gou 'n interessante ding op die eie wat ek vir julle hierso wil wys, is as jy 'n ei langwerpig deursny. Baie van julle by die huis weet dit seker, maar ek het dit nie geweet he. As jy hom so langwerpig deursny, en jy vat hom, en jy sny hom dan so klein gleefietjies. Hoe kleiner jy die gleefies maak, hoe kleiner gaan jy dit maak. Die ei se goed maak. Dan draai hom skuins, dan kry jy al hierdie vinnige blokkietjies, wat al hierdie fancy chefs kry. Ek kon hierdie nooit reg gekry het he, totdat iemand my actually eendag gewys het en gesê het, hoor hierso, jy sny actually jou ei elke keer verkeerd, want ek het hom dwars deur gesny in plaas van in die lengte. En al hoe kon daar happie weg is ek het 'n vuil ei gehad wat ek net skoon gesny het. Maar ja, en jy sny letterlik om net so deur weer en Bob's your uncle. En hoe fyner jy hom sny, hoe fyner is jou ei. Hoe groter jy hom sny, hoe groter is jou ei. En 'n ander interessante feit van 'n ei, behalwe in hierdie gereg obviously, die rede hoekom mense in restaurante altyd 'n ei in lekker skywe sny, soos ek reeds daarso op die pot gedoen het, is as jy nie hou van eie nie. Eie belemmer glad nie die smaak soos 'n krui in jou ete nie. So as indien jy die ei uithaal uit jou ete uit, dan proe hy soos hy moet proe. As jy ei inlos, dan gee jy daai ei smaak by. So dit is hoekom meeste restaurante eie groot maak, sodat jy dit kan uithaal as jy dit nie eet nie. Maar jy vat 6 eie, dan vat jy 'n bietjie van hierdie chili oil. Nou, jy kry deesdae Pick n Pay, Checkers, alles. Dis 'n olyfolie wat geinfused is met chili. En jy begin, vat 'n bietjie sout. Ek hou van hierdie pink Himalayan sout. Hulle sê dit is beter vir jou bloeddruk en beter vir jou klomp dinge. Blykbaar baie meer gesond vir jou. En jy gooi dit in 'n pan en kom ek wys gou vinnig vir julle hierso, dat ek net hierso 'n warm plaat uithaal. Vandag sê ons dankie hierso vir Stella Strauss wat ons in haar kombuis, aka my ma, in haar kombuis kan opneem. So hier het ons nou al die ei wat besig is om stadig op die laagste hitte besig om te prit. Nou hierdie prit nou al vir 'n uur en 'n half. Nou soos ek verstaan, moet dit vir 2 ure lank prit. So hy moet nog so 'n halfuur gaan en dan roer jy maar net so nou en dan deur. Blykbaar, dis wat die fancy expert sê, jy kom nou, ek sien hy begin nou sag raak dat jy hom 'n bietjie kan mash. Jy moet hom so 'n bietjie fyn druk en plat druk. En ek glo nader aan 2 ure gaan dit nog makliker wees om te doen. Maar wat hulle sê is dat die ei, wanneer hy vir 2 ure so stadig prit,
en jy dit nie baie vinnig doen nie. Laas keer het ons baie die eie gechar en so aan om te komplementeer saam met die vleis wat ons eet, maar blykbaar as jy hom vir 2 ure stadig prit, dan gee hy vir jou 'n soeter smaak. Hy bring sy natuurlike soetheid uit die ei uit, en dan het jy hierdie soet en warm wat saamwerk, en ja, kom ons wag 'n halfuur. Terwyl ons besig is om nou te wag vir die eie om klaar te maak, en ek het ietsie vergeet om net vir julle by te sê, so die resep het nie dit gesê nie, dit voel net vir my dit gaan lekkerder wees. Ek het net so 'n bietjie gemengde kruie, liggies bygesit, en ek het 'n bietjie knoffel bygesit. Nou, ideaal sou dit gewees het om beter enhancement op die knoffel te kry, is om 'n knoffelhuisie te vat, dan sny jy die boonste punt af, gooi 'n bietjie olie oor dit, met sout in, en dan bak jy hom in die oond vir 20-30 minute, en druk jy jou knoffel uit. Ons het ongelukkig, ons is hier op die plaas, so ons het nie knoffelhuisies by ons nie, toe ek sommer net plain crushed knoffel gevat, saam ingesit, en dit was besig om ook so lekker te slowcook te prit, saam met die eie vir die afgelope uur en 'n half al. Maar, ek wil graag 'n baie bekende hoofstuk met julle deel. Nou vir ons in Suid-Afrika is dit 'n baie bekende gedeelte, want ons het dit van kleintyd af al gehoor en alles, maar dit was iets wat vir my nogal merkwaardig was, terwyl ek in Oekraïne was, het baie min mense geweet van Psalm 23. En ek wil met ons deur dit gaan. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Kom ons begin met daai eerste vers. Baie van ons sê ons glo in Jesus. Baie van ons sê ons glo in God. Baie van ons sê die Here is ons herder. Maar dan bekommer ons en ons stres onsself op oor die dag van môre. Ons weet nie, waar gaan die volgende ete vandaan kom nie. Ons begin worry, maar worry, volgende jaar moet ons nuwe skoolklere koop vir die kinders. Ons begin ons opstres oor hierdie. Terwyl hier so staan, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Want ek weet, as ek my lewe rein lewe, as ek nie rook nie, as ek nie drink nie, as ek nie besig is met moedswillige sondes nie, dan weet ek my herder, God, sal vir my sorg. Hy sal vir my deure oopmaak. Hy sal mense op my pad stuur. Jy weet, ek kan vir jou getuienis op getuienis vertel. Net nou weer, toe het my dogtertjie begin met dans, en die dansklere is baie duur, want dit moet daai dansklere wees en alles, en ek het hier geld gehad om dit te kan koop, he. En ewe skielik, hier kom my suster, haar dogtertjie het gedans die vorige jaar, en sy het presies dieselfde size klere, en sy sê, hoorie so, wil julle dit nie sommer oorvat he, want ons moet in elk geval vir haar dogter nuwe klere kry. En so voorsien die Here. God wil voorsien in jou lewe, maar jy moet hom die kans gee, is die Here jou herder. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Pop en gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Partykeer as jy so in die verkeer sit of in die traffic en dit is 'n gehoetery om jou alles, 'n mens raak sommer frustreerd met alles rondom jou en net een nou moet jou verkeerd aankyk en dan wil jy sommer vuiste rol en alles. Jy wys sommer signs, jy vloek sommer alles wat jy wil doen. God wil jou vrede gee. Hy wil jou shalom gee. Dit is God se vrede. Dis nie net normale vrede wat iemand 'n wit vlaggie waai en daar's vrede nie. Nee, dis innerlike, diep geestelike vrede ook. Het jy al ooit op die gras gelê met so ligte koel windjie wat waai? Jy haal so diep asem en jy hoef oor niks bekommerd te wees nie.
Dit is die vrede wat God vir jou wil gee. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Baie keer dan voel mense 'n bietjie tam. Mens voel, ek het met die verkeerde voet uit die bed uit opgeklim, ek kan nie hierdie dag aanvat nie. Die oomblik as jy die woord van God optel, die oomblik as jy met die Here praat en met hom eerlik is, hy weet dit in elk van my, as jy vir die Here sê, God, ek sukkel nou met hierdie. Ek weet nie hoekom nie, ek het hierdie mismoedigheid oor my, help my asseblief. Dan voel jy sommer ewe skielik jou dag beter raak. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Die deure wat God vir jou oopmaak, is nie deure wat hy vir jou vat na 'n hoerhuis of na 'n drankplek of iets nie. Nee, God vat jou op 'n geregtigheidspad. Hy maak deure vir jou oop wat moet oopkom by jou werk. En hy maak ook deure toe wat hy weet vir jou onheil gaan bring vorentoe. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskarwe. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. Jy weet, wanneer 'n herder loop met sy stok en 'n staf, dan word 'n skaap baie keer liggies getik en sê kom hierdie kant toe, of hy word ingetrek. Maar wanneer 'n pik donker is en jy voel hierdie leiding van die stok, van die staf, dan weet jy, maar die redder, God is besig om jou te lei. Hou asem. Wees rustig. Bid, vra net vir die Here, Here, help my. En hy sal jou help. Berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Baie keer dan sien ons goedheid en guns voor ons. En hierso staan God hierdie kant. En dan in plaas van om vir God te volg, dat goedheid en guns ons volg, draai ons om en ons begin goedheid en guns volg. En ons beweeg weg van God af. En ek sal in die huis van my Here bly, tot in lente van dae. God maak sy huis oop vir jou. Jy is enige tyd welkom. Jy is 'n kind in sy huis. Ja, baie keer vang kinders strooi aan. Maar ek wil vir jou sê, wanneer jy kom en jy is op reg en jy vra vir God om verskoning, dan sal hy jou help. Gaan lees vanaand 'n bietjie Psalm 23 saam met jou kinders. Want baie keer ons vergeet, dat ons kinders ook deur moeilike tye gaan. Soos jy stres ervaar, so ervaar jou kind ook stres by die skool. Soos jy bekommernis het, so het hulle ook bekommernis. Al voel dit vir jou baie keer, nee man, daai stres en goeders waar hulle stres, dis nie regte stres nie. As jy van kleintyd af, jou kind gaan leer in die weë van die Here, en gaan leer en vir hulle sê, hoor hierso, dit is wat jy moet doen. Kom ons bid en ons vra vir Jesus, kom ons sit 'n Jesus liedjie aan. Dan sal God jou groot gebruik. Nou ons moet, hierdie eie is besig om lekker te prut hier agter, so ons moet seker die pasta aan die gang kry nou. Ek gaan vandag spaghetti maak. Ek is baie lief vir spaghetti. Spaghetti of pasta en brood. Ek sal elke dag van my lewe eet. So, ons het nie 'n baie groot kamera crew nie. My pa en ma is ook hier in die omtrek. Weer eens, dit het ek gegoogel en die mense bly nie in die Noord-Kaap nie. Apparently, die gaatjies agter in 'n pasta lepel is om porsie grootte aan te dui. So een, soos daai, dis nou kamstige porsie vir een persoon. Ek weet nie. Ek bly in die Noord-Kaap en daai mannetjie wat daar staan, sorry, sal jy net so intoe gaan. Hy eet al ons kos hierso wat ons maak op die TV. Waai vir die mense daarso, daar sê, dankie. Alright, so ek gebruik sommer 'n vol bak pasta, spaghetti, en dan, onthou, ek gaan net gou die water hier kry. Ek maak gewoonlik my water sommer vooraf 'n klein bietjie warm.
sodat hy nie te lank op die stoof hoef te staan nie. Dan gooi jy net jou water by. En ons breek nie die spaghetti nie. Hy sal inkook ondertoe. Jy hoef glad nie te worry daaroor nie. As jy wit goedjies sien daar uitval uit die ketel uit. Die ketel is die veilie, ons bly op die plaas en hier's kalk. Welkom in die regte lewe. Dan vat jy net bietjie sout. Jy gooi sout daarso by jou water. En dan vat jy 'n bietjie olie. Jy gooi net 'n bietjie olie by. Ek het nou die dag, want dit is 'n 2-in-1. Dis balsamic vinegar en daai kant is olie. Toe maak ek die verkeerde prop op. Dit was nogal so 'n interessante storie. En dan gooi ons hom op die stoof. Nou, een van die tegnieke wat jy kan gebruik om te kyk of spaghetti reg is. So hulle sê, jy vat 'n spaghetti en jy gooi hom teen die dak vas en as hy vasplak, is hy reg. Ek dink nie my ma gaan dit baie waardeer. So ons gaan net 'n stukkie spaghetti rolwegs na 6 minute uithaal en proe of hy dan reg is. So, ons kry gou die spaghetti reg en ons roer gou die eie een keer en dan sit ons alles bymekaar. Okay, ek wil julle net by die huis herinner. Hierdie is die heel eerste keer wat ek hierdie maak. So die eie, hier het ons nou die eie, was nou 2 ure op slow cooking gewees. Ek wil net hier toe draai. Daar sê. So hy het nou geprit vir 2 ure lank. Met daai knoffeltjie en daai bietjie speserye en daai chili oil, soos wat ek vir julle gesê het. Nou vat jy 'n bietjie olie, nie 'n bietjie olie nie, 'n bietjie cream, room, gooi dit daarby. Nou, room moet jy nie op te ekstreem hitte sit nie, anders gaan hy split. Okay. So, ons roer die roompie hier so lekker deur. En dan, okay, daar kom die sousiekie nou by mekaar, lyk dit my. Sy. En dan vat jy van hierdie warm gekookte pasta wat al dente is en ons roer dit hierby. Nou kom ons doen gou 'n toets of die pasta reg is, die spaghetti. Ons vat 'n vurk en ons kyk gou of hy reg is. Hy is reg. Ek persoonlik hou nie van my pasta overcooked nie. Ek net so undercook hom altyd, want dan as jy hom inroer soos nou hierso, soos jy al hoor, hy is nog steeds besig om te prit. Ons sit net nog 'n warm dingetjie hierso uit, want die ma van my skelmens as hierso brandmerke is. Vat ons die pasta. Het ek nog so tang. Gryp ons hom sommer so 'n lekker hompie uit. En dan gooi ons hom hier so by. Nee, jy gooi nie die water heel af nie, want anders gaan jy net met baie droë spaghetti sit. En dan roer ons hom hier deur. Dit begin nou lekker ruik. Dit moet ek vir julle eerlikwaar sê. Okay, ek het lekker baie sous daarom gemaak, so ek kan nog spaghetti hier so insit, lyk dit my. So, jy werk hom net so bietjie deur. Dan sit ek nog so hompie in. Sien, dis 'n porsie size. Nie 'n porsie size wat jy ander voorstel hè. As hy dan nog net so klein bietjie gaan ek daar insit. Sit so met daai daar terug. Sal nou ietsie lekkers met daai
maak, roer hom deur. Ek gaan nou 'n groot kans vat, dat die ding gaan gebeur, hè. Ons kan altyd die kans vat. Moeder! Kom proe gou hierso. En van sidecam, ek gaan nie op kamera wees, hè. Ok, daar het ons dit. Dan vat ons parmesan kaas. Nou, regte parmesan kaas is baie duur. Hierdie is jou fake parmesan kaas wat jy koop. Jy sal sien, hy sê ook style cheese. Want die regte parmesan kry jy net in een gebied, iewers in Europa, ek dink is Italië, en daar is 3 verskillende micro-organismes wat spesifiek parmesan kan maak, en dis hoekom dit so duur is. Hierdie vat ons sommer maar net so, en jy strooi lekker homp daar oor. Mense, as julle kan ruik hoe dit ruik, dit ruik lieflik. En dan vou ek hom altyd maar net so 'n bietjie in, en hy presto. Ek moet sê, ek dink hierdie is nogal 'n resep wat ek weer sal maak, as my vrou hier naby is. Vir haar impress met 'n date night. Hierso. Ok. Dan, as jy wil, vat jy vir jou nog so klein bietjie herbs daaroor. En nou gaan ons natuurlik hierdie dingetjie moet proe. Alright. Ons proe. Baie lekker. Die chili oil kom baie sterker deur as ek gedink het. Of ek het dalk 'n bietjie te veel chili oil ingegooi. Maar baie lekker. Hoor gou hierso. Ek wil hierdie program afsluit om vir jou te sê. Dit maak nie saak hoe moeilik dit baie keer is, hoe taaf die lewe raak. Die eindbestemming sal die moeite werd wees. Jesus Christus het jou ontsettend baie lief. En onthou, gaan kyk na Tannin Shop, onder in skerm is die website, en ja, daar is interessante produkte. Hierdie rooies maak 'n klomp goeders, van Itolofia af, regdeur tot chili souse. Gaan kyk daar by Tannin Shop. Jesus like jou. Badenhorst & Key spesialiseer die afgelope 19 jaar in alle rekeningkundige dienste en sake wat kliënte verlang ons vir hulle moet doen, rondom finansiële state en belastingaangeleenthede. Ons is lid van SAIPA en RVA, Rekenmeesters vir Afrikaans. Ons werk landwyd en vir meer inligting kontak ons op 082 925 09
03.